Want so lief het God ook steeds vir my, dat hy my elke keer kom haal. Waar herders hande my ophou, as ek ook telke male val. Wat is die mens, dat u aan ons dink? Wat is die mens, dat u ons kom vind? Halleluja, aan die God wat wonders doen, en ons met hom versoen. Halleluja, aan die God wat aanhou gee, aan die God wat altyd
Goeiemôre almal. Welkom hierso vanoggend by die erediens. Dis lekker om julle almal te sien. Ek is bly om te sien die reën en die wind het julle nie uitgevang nie. En moenie worry nie, dit gaan net erger raak van hier af na Dinsdag of Woensdag toe. So, as jy vandag het kon gemaak het, dan gaan die res van die week vir jou maklik wees, ek beloof. Dis 'n voorreg om saam met mekaar 'n pad te kan stap, veral as ons dink oor hoe God elkeen van ons kies as sy disippels, sy kinders, sy volgelinge. En dis 'n voorreg om saam te kan leer, ook uit die boek van Markus uit, oor hoe ons dan daai disippelskap uitleef, meer en meer soos Jesus leef. En in Markus 4 sien ons daarso Jesus leer ons moet 'n lamp wees wat op 'n lampstander staan, wat nie weggesteek is onder 'n emmer nie, dat ons daardeur God se lig kan wees en kan wys vir ander mense. So ons steek sommer net hierdie kerse aan met die uitbeelding daarvan dat ons sal onthou wat ons hierso leer, wat ons hierso doen, waar ons gesels. Ons doen dit alles dat ons sal in die week kan ingaan, dat ons God se lig sal wees. So as jy vanoggend nie meer wil hoor wat ek sê nie, of jy is moeg, of jy het gedagtes wat dwaal, kyk na die lig van die kerse en onthou net, jy is hierso om ook te ontvang die lig van God af, dat jy die lig kan gaan wees. Daar waar jy tussen mense beweeg, daar waar jy gaan, daar waar jy in hierdie week gaan ingaan, so gaan wees die lig. Kom ons begin saam met mekaar hierdie week met die beginwoorde en ons sê dit saam met mekaar hardop. Ons leef meer en meer soos Jesus, deur om te gee vir mekaar, saam te aanbid, te leer uit die woord en te dien waar ons is, wanneer ons daar is. Ons het die afgelope paar Sondae deur die boek van Markus gegaan en gekyk hoe hy sy oorvertelling gebruik oor Jesus se lewe om ons te leer hoe God se koninkryk werk. Nou, hy het 'n klomp geloofstemas wat hy heeltyd uitlig, wat vir ons vandag nog steeds relevant is. So ons het gekyk nou die laaste tyd, eerstens na gebedsworsteling, hoe ons met God in gesprek is en kan wees, eintlik moet wees, moet bly, en hoe ons na sy stem moet luister. En dan het ons ook gesien, ons luister, al is dit soms goed wat ons nie wil hoor nie, is dit nog steeds so, ons moet luister na wat God sê. Ons het toe gesels om te dien en om te dien, nie om gedien te word nie, dis hoekom ons hier is, om soos Jesus onsself op te gee vir ander mense, dat mense God kan raak sien, dat hulle God kan beleef en ervaar, sy liefde kan leer ken. Ons het gepraat oor konflikhantering, wat 'n relevante ding is, want maak nie saak of jy by jou huis is, tussen vriende, familie, gelowiges of selfs ongelowiges is, daar gaan ergens konflik wees en jy gaan dit moet bestuur. En Jesus gee ongelooflike waardevolle tips oor hoe mense dit kan gaan doen. Gelykenisse het ons gesien, is Jesus se toerusting wat hy gebruik het om mense te leer oor God se koninkryk, en daar's ongelooflike goed daarso in weg is ingesluit eintlik vir ons om te kan verstaan hoe God se koninkryk werk. En verlede week het Connie gesels oor verraad, waar dit eintlik gaan oor dat ons te midde van enige omstandighede, eintlik alle omstandighede, dat ons God sal eer, hom sal dien, al is dit ten koste van onsself. Al is dit sodat ons aan onsself, ons eie lewe op die spel moet sit, dis wat ons doen. Ons gee ons lewe dat ons vir God kan eer en dien, soos wat ons uit Petrus se verhaal ook gedoen het. Nou vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor die goedjies wat ons nie elke dag oor praat nie, bonatuurlike wonderwerke en genesings. Okay, so dit is iets wat nie ons noodwendig van die goed is, iets wat ons nie altyd beleef nie, en dit is exciting om verskillende tekste te vat om te sien, dit is hoe God daaroor praat en dink, en dan hoe ons dit vandag ook verstaan, om dan ook dit te gaan uitleef, waar ook al ons nou tussen mense gaan wees. So ek is baie opgewonde oor vandag, wat ons oor hierdie goed gaan praat, en ons gaan verskillende tekste in Markus gebruik, so ek sal vir julle ook sê, wanneer ons watse tekste gaan lees, dan kan julle saam lees en saam dink oor wat God wil sê. Voor ons daarby kom ons bid saam mekaar en ons vra vir God, dat hy vir ons vandag sal lei, en dat ons sy stem sal hoor. Vader, dankie vir die geleentheid wat ons het om hier by mekaar te kan wees, as u kinders, u disippels, u volgers. Dankie Here, dat ons net weer u woord kan vat, en uit verskillende tekste uit Markus uit geleer kan word, ook hoe die bonatuurlike goed werk, hoe ons daaroor kan dink, en hoe u wil hê ons daarmee moet leef vandag ook. Vader, wat ons hier is, wil ek vra dat elkeen sy harte sal oop wees, ore sal oop wees om u stem te hoor, om van u te ontvang, nie van my af nie van enige ander persoon, Here, maar dat ons van u af hoor wat in die hart is, sodat ons hierdie tekste ook gaan lees.
En ek prys die Here dat U met ons praat, dat U lewendig is, dat U besig is met ons elkeen. En dankie ook vir die ontmoeting wat ons met U kan hê vandag. Hierso ook in die erediens waar ons vir mekaar is. Amen. Kom ons staan saam met mekaar en ons prys die Here en ons sing 2 songs met mekaar.
Julle kan maar gaan sit en al die kinders kan vorentoe kom asseblief. Goeiemôre kids, hoe gaan dit? Julle kan hier voorkom sit asseblief. Gaan dit met julle? Goed, ek is bly om dit te hoor. Hoe was julle naweek gewees? Is dit nog steeds lekker? Dis mos nog nie verby nie, nê? Het julle geweet, daar is nog so omtrent 4 weke oor. Weet julle wat gebeur dan? Die skole sluit. Okay, is julle excited? Dan gaan julle vir 2,5 of 4 maande. Hoe lank is die vakansie? 2 weke. 2 maande. Iemand is baie opgewonde oor die vakansie, sien ek. Okay, dit gaan baie lekker wees. Ek is seker of van julle sien baie daarna. Okay, so ons is besig met die boek van Markus. Ek weet nie of julle nou gesien het nie. En in Markus gebeur daar 'n paar interessante goed. Onder andere, Jesus doen 'n klomp wonderwerke en hy maak 'n klomp mense gesond. Weet julle wat is 'n wonderwerk? Enige idee? Sê? As Jesus water in wyn verander, né? Dit is baie waar, dit is 'n wonderwerk. Dis iets wat lyk onmoontlik en toe gebeur dit. Ja, dis presies wat gebeur. Goeie werk. Okay, so een van die maniere hoe Jesus wonderwerke doen is hy genees ander mense. Hy maak hulle gesond. Okay, wie van julle was al siek gewees? Staan gou op as jy siek was? Almal van julle dink ek moet opstaan. Okay. Wie van julle het al gesond geword? Ek dink julle kan weer, almal wat gesond word, julle kan weer gaan sit. Ek wil nie kyk of julle wakker is. Okay, so watse siektes het julle al gehad? Enitykers? Sinus, okay, wat nog? Sê, jy dink nog, sê? Koors? Wie van julle het al griep gehad? Ja? Waterpokkies, dis 'n groot een. Het jy dit oopgekrap en dan jou sussie gevat? Ja. Toe bly julle altyd by die huis, dis baie lekker, ek weet. Ja. Okay, so, en as jy dan siek is, wat moet jy kry? Wat help jy om gesond te word? Medisyne. Wat is julle gunsteling medisyne? Allergic stroop, okay. Yes, dis 'n goeie en dit help baie met sinus. Okay. Het julle al Panado gedrink? Nee, dit proe dan so bietjie na lekkers. Net so bietjie. Nee, regtig nie. Okay. As jy val op die teerpad, wat gebeur met jou knie gewoonlik? Dit skeer oop. Ek weet, dit het my ook al gebeur, nê? En dan loop die bloed tot onder op jou toe en dan begin die traan loop tot onder op jou toe, nê? Dan is dit baie seer. Okay, so as jy val en jou knie is oop, wat kry jy dan gewoonlik op jou? 'n Pleister, nê? Hulle plak 'n pleister en dan kan jy weer aanspeel, dan voel jy weer gesond. Okay. Dit is presies wat Jesus gedoen het in daai tyd, want daar was nie noodwendig medisyne of pleisters gewees nie. So hy het mense gehelp om gesond te word in daai tyd. Een storie van dit is in Markus 1. Daar was 'n oom, hy het melaatsheid gehad. Weet julle wat is melaatsheid? Dit is soos 'n siekte soos waterpokkies, maar dit is 'n bietjie erger. Dit is 'n rooi kolle op jou vel wat dit so uitslaan, op jou hele lyf sulke rooi kolle. En dan wat gebeur is, dit gaan naderhand aan die binnekant van jou lyf in. En dan maak dit dat jy lam raak. Nie 'n lam nie, maar dat jou alles raak lam, jy kan nie meer loop nie en naderhand gaan 'n mens dood ook. Okay, so hierdie oom was baie siek geweest. En toe gaan hy na Jesus toe en hy vra asseblief, maak my gesond want U kan my gesond maak. Hy weet hoe Jesus kan dit doen. En Jesus is toe baie lief vir die oom, hy wil nie hy moet nog siek wees nie. En toe wat hy doen is, hy maak hom gesond, hy bid vir hom en toe is dit 'n absolute wonderwerk want dit is nie moontlik geweest in daai tyd om gesond te word nie of nie maklik gesond te word nie. Okay, so wat ek vandag hierso vir julle saamgebring het om julle te help om te onthou van hierdie storie is 'n klompie, wat is dit? Pleisters. Okay, kom kry gou vir julle elkeen 'n pleister asseblief. Kom kry gou vinnig. Vat die bakkie, gee sommer vir almal. Vat die bakkie. Of ek sal vashou. Okay, jy moet die pleister vat en dan moet jy hom vir my plak. Ek gaan nou vir julle sê waar, ek gaan julle sommer wys. So ek het almal 'n pleister gekry. Wie kort nog? Julle kort nog 'n pleister. As die groot mense wil neon pleisters hê, dan kan julle nou kom kry. Het almal 'n pleister gekry. Okay, so wat jy nou doen met jou pleister, jy kan die papiertjies net so op die grond neergooi. Hierdie is die enigste oomblik wat jy nou kan papiere neergooi. Anders weet ek wat jy daarmee gaan doen nie. So wat jy doen is, jy haal dit af en asseblief ons sal dit nou skoon maak. Moet nou nie te veel raak. Dan vat jy die pleister en plak jy hom op jou hart wat min of meer daar moet sit. Aan hierdie kant, linkerkant. So vir julle daai kant. Nee, dit is mos waar 'n mens hart sit.
Ek weet daar is sekere mense wat aan die ander kant is, maar ons is nou nie op daai tegniese vlak nie. OK. Het julle almal geplak? Julle is fantasties. Staan gou op, dan wys hulle vir die groot mense julle pleisters wat julle geplak het. Waar is jou pleistertjie? Het jy nie een gekry nie? Het jy een? Ondergeplak. OK. Sien jy die pleisters? So, as julle hierdie pleisters sien, kids, dan moet julle onthou, Jesus kan gesond maak, so hy kan vir jou ook gesond maak, hy kan vir jou ook 'n wonderwerk doen. En dis waar ons vandag hierso gaan gesels, wanneer ons mekaar hierso saam bid en oor Bybel lees. So, kom ons sing saam mekaar, kom ons almal staan, dan sing ons, my God is so groot, hy kan alles doen, daar's niks wat hy nie kan doen nie. Groot mense, kom ons staan saam en dan sing ons. Uitgaan na die saal toe saam met François. En dan met julle Kidskerk geniet. Ons gaan sommer net met 'n paar leefgeleenthede begin vandag. So, eerstens wil ons net sê baie dankie vir almal wat bydraes gee. Ons waardeer dit regtig baie. Hulle gaan nou weer die goedjies omstoot of omstuur as jy nou ook 'n bydrae wil lewer, maar meer as dit wil ons net sê, voor in die voorportaal, as julle ingekom het, sal julle gesien het, of dalk een gekry het, daar so 'n koevertjie, wat gaan oor die 10de maand dankoffer, vandag is die laaste, of vandag in hierdie week is die laaste Sondag vir 10de maand dankoffer Sondag, 'n spesiale dankoffer wat jy kan gee, wat in Oktober gegee word, wat sommer net ietsie anderste is, buiten 'n mense gewone bydrae. So dankie vir almal wat ook daar deelneem, en ook bydrae soos wat jy kan. Die eerste leefgeleentheid wat ons op fokus is dat op die tafel is weer hier op die tafel. Ons gaan die 3de November die eerste ene weer hê vir in die laas in 'n lang tyd nou eintlik maar. Hoe dit werk is, daar kom 'n vrou, Hetty Tron, sy is 'n kundige oor Alzheimer's en sy gaan kom praat spesifiek oor hoe 'n mens die pad stap met mense wat Alzheimer's het. So as dit iets is wat op jou tafel is, iets is wat in jou familie is dit 'n baie goeie gesprek om te kom bywoon, om bietjie te kan hoor hoe 'n mens 'n pad stap saam met ouer mense of net mense wat met Alzheimer sit. So na die erediens gaan daar 'n gesprek wees hierso in die kerkgebou, dink ek. In die kerkgebou tot tussen 10 en 11 waar sy gaan 'n klomp goed deel en sommer net gesels en daar gaan vrae gevra kan word. Dit gaan 'n informele gesprek wees waar 'n mens 'n bietjie kan inligting kry oor hoe oor hoe mense ook saam met ander mense pad kan stap. So ons wil regtig net uitnooi na dit toe. Ek dink dit gaan 'n baie sinvolle gesprek ook wees daai Sondagoggend. Soos julle seker gesien het en weet, ons is besig om hard te werk met baie opgewondenheid oor ons feesnaweek aan einde van November. Dit gaan 'n hele naweek ding wees met 'n klomp goed wat gebeur en ook voor in die voorportaal is daar sulke kaartjies wat jy asseblief moet vat aan julle regterkant, die linkerkant, my regterkant. Dis so 'n klein kaartjie. Ons wil net die getalle hê vir hoeveel mense gaan die ete bywoon die Sondag na die erediens. Dit gaan 'n baie lekker plek wees. Ons gaan lekker braai en kuier. Jy hoef net te kom, daar gaan kos wees. Jy kan net saam kom eet en saam kom kuier. Wat jy wel saam moet bring, is jou eie eetgerei wat glase en nageregbakkie is. Jou eie drinkgoed en dan ook het ons nodig dat so 'n paar mense ook slaaie sal bring. Jy hoef nie te laat weet nie. Jy bring net 'n slaai wat groot genoeg is vir omtrent 6 mense, dan gaan ons die slaaie net neersit en almal deel saam met die slaaie wat daar is. Daar gaan ook 'n baie lekker
broodtafel wees, wat ek nie voor kan wag nie. Ek is nou al besig om op te hou eet, dat ek daai dag kan genoeg kry. So, as jy wil dalk 'n brood bak, vir die saambraai ete geleentheid, kontak asseblief vir Janet by hierdie nommer, en laat weet, jy sal 1 of 2 of 10 brode bak, dan kan almal soms, dan deel ons ook dit op die tafels, en almal kan van dit kry. Ek glo dit gaan die hoogtepunt wees van die dag. Die ander goed wat gebeur oor die feesnaweek is die Saterdag, is die Spence en Bistro, waar daar sommer net 'n lekker geselligheid hier gaan wees in die kuier area in die saal en buitekant. Ons glo die weer gaan lekker wees. Lekker eet en kuier, goedjies om te koop, kosprodukte. Hulle het nou al oor die naweek het hulle feta kaas gemaak, as ek reg onthou, baie goed gegaan. En daar gaan sulke goed te wees, daar word koeksisters gemaak in die week, as ek reg onthou. As 'n paar goed wat gaan gemaak word. So jy kan asseblief daarso wees die dag en sommer net saam 'n paar goed kom eet of kom kry vir jou vir die vakansie wat voor lê. Die werkswinkels van wanneer wat gemaak word, is sommer net hierso ook gelys. Koeksisters wat ek gesê het, hierdie week, dan die 9de November gaan hulle lasagne en bobotie gemaak word. Groot geselligheid en kuier in die kombuis. Mans en vroue is almal welkom. As jy hou van kos maak of proe, dan is jy welkom om te kom. Dit is baie lekker, die mense wat lekker saamwerk. Saam met die Spence is daar 'n fun run wat gewoonlik baie nice is. Dis 'n 5 km roete van hierso van die kerk af, om Buffelplaas, op berg toe, af by Montvleer verby, terug kerk toe. Die een wat eerste hierso aankom, kry 'n prys. Ons sal dit later bekend maak. Jy verwag enigiets tussen 'n high five en 2 high fives vir jou prys, maar jy kan wen. Ons sal later sê presies wat dit gaan wees, maar dit is 'n baie lekker oggend, dit is 'n baie mooi roete, en as jy dit wil stap, is jy meer as welkom, maar ons sal sommer net julle nooi vir dit, want die inskrywings daarvoor is blikkies kos. En daai blikkies kos gaan direk so na Badisa toe, wat hulle gebruik om 'n klomp gesinne te help in die vakansietydperk wat mense nie noodwendig werk kan doen nie. So ons het regtig daai nodig om ander mense te kan help. En die idee is dan, al wil jy nie kom hardloop nie, bring dan 'n blikkie kos, dat dit ons in elk geval vir hulle kan gee, want dit gaan meer oor om hulle te ondersteun as wat 'n mens nou noodwendig die hardloop moet doen, maar dit beloof om 'n baie lekker dag te wees. En ja, ons het so 'n paar marshals nodig net, as jy wil vir mense wys en sê wat om te doen, dis jou plek. Laat weet asseblief vir Cornie, dan kan jy deel van die span maak vir die marshals. Dankie, kom ons staan vir mekaar en ons sing en ons prys die Here voordat ons die Bybel gaan vat, by Markus kom, en dan prys ons net ons almagtige God wat regeer, en kom ons staan vir mekaar. Wanneer God almagtig regeer. Halleluja. Halleluja. Wanneer God almagtig regeer. Halleluja. Here, waar ons nou met Markus gaan besig wees, vra ek vir U dat U vir ons sal lei en ons ook bewus sal maak van die stem, soos ons die tekste ook lees. Amen. Soos wat ek genoem het, gaan ons 'n bietjie gesels oor die bonatuurlike goedjies wat ons vind in Markus, en
Dis gewoonlik die goed wat gebeur wat ons nie weet hoekom of hoe dit gebeur het nie, maar dit het gebeur. En veral as ons dink oor wonderwerke en oor genesing, dan is dit nogal vir ons onbekende terrein wese van die tyd. Nou 'n eenvoudige definisie, wat ek nou met die kinders ook sommer net oor gepraat het, is dat wonderwerke is wanneer God iets spesiaal doen wat mense nie kan doen nie. En hy doen dit ook om te bewys en om eintlik te beamoen, hy het ons lief, hy gee vir ons om en hy wil die beste vir ons hê. Hy kan daarom die onmoontlike doen. Want dit is waar dit gaan. So Markus se oorvertelling van Jesus se lewe is vol van hierdie wonderwerke en genesings wat gebeur. Julle kan op julle eie tyd na daai tekste gaan kyk deur die week. Ons gaan nie almal van hulle vandag oor praat nie. In die leefgroep materiaal gaan ons 3 ander tekste gebruik as wat ons ook vandag oor praat. Maar toe ek na die goed gaan kyk het, toe sien ek die slimmer mense wat nou al kommentaar lewer oor hoe die Bybel mekaar gesit is, deel hierdie wonderwerke en genesings in 3 verskillende kategorieë in. Waarvan die eerste ene is natuurwonderwerke, waar dit fisies gaan oor goed wat in die skepping gebeur, wat 'n wonderwerk is. Dan praat hulle ook van mental of geestelike genesings, dis die tweede kategorie. En dan die derde kategorie is die fisiese genesing, waar daar iemand is wat fisies 'n genesing wat genees word deur een of ander manier. Maar elkeen van hierdie kategorieë of hierdie tekste dan nou is eintlik net daar om God se krag en sy mag, sy grootheid te vertaal en te verduidelik van ons en ook dat ons kan weet dit is hoe God werk. Hy alleen is die een wat onmoontlike kan moontlik maak. Dit is waar dit gaan. En 'n ander aspek wat ons dan moet onthou is dat hierdie tekste is alles nog in die spesifiek hierdie tekste is alles in die eerste gedeelte van Markus, hoofstukke 1 tot 8. Nou hoekom dit belangrik is dat ons moet onthou, in hierdie tyd was Jesus nog besig om saam met sy disippels in Galilea rond te gaan. Hulle was op pad Jerusalem toe, waar hy nou op die einde van die dag gekruisig word. Maar in hierdie tyd is Jesus spesifiek besig om mense te leer. Markus noem vir Jesus 11 keer leermeester. Hy gee vir hom die titel, dit is die teacher, die een wat teachings gee. Hy leer mense oor wat die waarheid van God se woord is. So, Jesus is daar om ons te help om te verstaan hoe God se koninkryk werklik is, hoe dit werk, en dan ook hoe ons dit, nog steeds die mense in daardie tyd, maar ons vandag ook, hoe ons dit dan nou moet uitleef of kan uitleef hierso op aarde. So, as ons dit lees, hierdie verskillende tekste, besef net, al klink dit vir jou onmoontlik, of dit klink net na 'n mooi storie, dit is nie. Dis ware verhale wat gebeur het, dis goed wat onverklaarbaar is, maar dit beteken, dit is waar, want dit is daar, dit is opgeteken, dit is geskryf. En daarom kan dit ook vandag gebeur. En ons gaan nou 'n bietjie gesels oor presies hoe dit lyk wanneer dit gebeur, maar ons moet verstaan dat hierdie tekste gaan ons help om iets van die bonatuurlike te begryp wat nie noodwendig vir ons bekend is nie. So, daar's 3 stories wat vir my of 3 lyne van stories wat vir my uitgestaan het, wat nou hierdie verskillende kategorieë is. En hoe ons gaan doen is, ons gaan die teks lees, en dan gaan ons 'n bietjie dit net vir ons uitpak, om te verstaan wat dit vir ons sê vir vandag ook, en dan gaan ons aan die einde sien, okay, maar dit is hoe ons dan ook dit as gelowiges kan uitleef vandag. So, julle kan julle Bybels oopmaak by Markus 1, dis die eerste teks wat ons saam mekaar gaan lees, daarso vers 21, en dan kyk ons wat daarso ook uitkom. So Markus 1 sê, hulle het in Kapernaum ingegaan, en op die Sabbat het Jesus dadelik die sinagoge binne gegaan, en hy het begin leer. Sien julle hierso weer? Hy is die een wat die teaching gee. Hulle was verwonderd, die mense, oor sy lering, want hy het hulle geleer soos iemand met gesag, en nie soos die skrifkenners nie. Juist toe was daar in hulle sinagoge 'n man in die mag van 'n onrein gees, en hy het hard geskreeu, los ons uit, Jesus van Nasaret, het u gekom om ons te vernietig? Ek weet wie u is die heilige van God. Jesus het hom skerp aangespreek, bly stil en gaan uit hom uit. Die onrein gees het die man stuiptrekkings gegee, die man het kliphard geskreeu, en daarso was die gees uit hom uit. Al die mense daarso was verbaas, en hulle het onder mekaar geredeneer, wat is die, 'n nuwe gesaghebende lering? Hy beveel selfs onrein geeste en hulle gehoorsaam hom. En toe het hierdie storie, die nuus daarvan, het oral oor die hele omgewing in Galilea versprei. Almal het gaan vertel wat hulle gesien en beleef het, want dit was heeltemal iets onbekend vir daai tyd gewees. Okay, so kom ons skets net die prentjie. Jesus en sy disippels is besig om met ander mense te leer oor die volheid van God se woord. Dis waarom Jesus besig is. Hulle kom in 'n sinagoge in,
wat ons nou kan sien, is iets soos 'n kerk waar gelowige mense bymekaar kom en hulle is daar om God te aanbid, om God te leer ken, om dan uit te gaan om God se prentjie en sy visie vir hulle uit te leef. En dan gebeur hier so iets bitter vreemd in hierdie omgewing. Daarso is, ek weet nie, dis vir my vreemd, ek weet nie hoe onlangs hulle met 'n onrein gees of 'n besete persoon te doen gehad het nie. Dit is nogal vreemd. Dit gebeur hierso in die storie. In daai tyd was dit wel nie so vreemd geweest nie. Markus self vertel in 4 verskillende geleenthede van mense wat besete was en dan hoe Jesus hulle gehelp het en bevry het van dit af. So vir ons is dit vreemd, maar vir daai tyd was dit 'n algemene gebeurtenis. Dit het met tye baie gebeur. Nou in die sinagoge waar dan nou eintlik 'n klomp gelowiges bymekaar is dit vreemd want daar is ewe skielik iemand wat tussen hulle is, staan op en hulle daag Jesus se gesag uit. Nou dis vreemd want wanneer gelowiges bymekaar is, behoort dit eintlik mense te wees wat die regte lewe doen of reg lewe in die lewe. Hulle maak die regte keuses, hulle doen die regte goed. So dis vreemd dat daar dan iemand is wat in hulle hart of in hulle wese gaan daar iets anders te aan. Hulle is 'n gees is daar wat hulle anders te laat optree. En hierdie gees spreek vir Jesus aan. Jesus van Nasaret, hoekom is jy hierso? Ek weet wie jy is die seun van die mens. Hy spreek hom aan met sy titel en sy naam. Die rede hoekom die gees dit gedoen het, is in daardie tyd het hulle gedink, as jy iemand op hulle titel en hulle naam aanspreek, dan het jy beheer oor hulle. Dan kan jy met hulle doen wat jy wil, en jy kan vir hulle sê wat om te doen. Okay, so as iemand dan nou vandag vir my sê, ek weet nie, my titel is seker meneer of iets dominee, ek weet nie, maar as hulle sê, kom ons sê Dominee Ferdinand Bol, ek weet wie jy is, as iemand so met my gepraat het in daai tyd, dan sou hulle gedoen, nou kan ek vir jou sê wat om te doen, want ek weet wie jy is. Ek het krag oor jou, ek ken jou. Dis wat die Gees probeer doen. En dan is dit eintlik baie interessant, want Jesus kyk hierdie storie so aan en hy doen presies die teenoorgestelde. Hy het nie sy titel gesê van die Gees nie, of hy het nie gesê wat die Gees se naam is nie, hy het gesê, luister, bly stil en dan gaan jy. Dis klaar verby, jy hoort nie hierson nie. So wat ek uit leer is, op die einde van die dag, is dit dat niks of niemand het beheer oor ons lewe, of waarmee ons besig is nie, slegs God. Net Jesus het beheer oor ons lewens, oor ons elkeen. En dit is hoe ons na die lewe moet kyk op die einde van die dag. So, hierso gebeur dit dan nou, dat hierso 'n vreemde ding is, en toe gaan kyk ek maar, wat behels hierdie gees waarvan gepraat word, en ek wil verstaan hoe ons vandag ook daar moet dink. So, daar's 2 kante aan dit. Die gees waarvan gepraat word is verseker geeste of 'n geesteselement. As ons nou praat van engele of demone of bose geeste, dit is definitief daar. Dis die realiteit. So ons kan nie aan die een kant sê ons bid en ons vra God dat sy engele ons sal beskerm en ons sê dan maar daar is nie iets soos 'n demoon of 'n onrein gees nie. Die een en die ander is nie apart van mekaar nie, dit bestaan albei terselfdertyd. Maar wat ons wel sien gebeur is dat al is daar so bose geeste of onrein geeste wat in mense kan ingaan of daar wees, ons hoef regtig nie daarvoor bang te wees nie. Want weer eens, God is die een wat in beheer is van dit ook. As God praat, dan luister die geeste, dan gaan dit weg. En dit is iets wat ons moet onthou, want dit is waar dit gaan. Jesus dryf nie die man weg, of stuur die man weg, of sê vir hom, ons is fout met jou nie, hy sê vir hom, luister, dit wat in jou is, gaan weg, dit hoort nie by jou nie. Dis nie wat ek vir jou wil hê nie. Ek wil vir jou herstel en 'n goeie nabye verhouding hê met God. So aan die een kant gaan dit oor die geestelike element van die geestesgenesing. En aan die ander kant word daai woorde ook vertaal met emosie. Slegte emosie of negatiewe gevoelens, negatiewe gedagtes oor jouself en ook oor ander mense. Dit is ook waarvan mens genees word in 'n geestelike aspek. Dit is wat in die teks is, as ons dit nou gaan van die Grieks afvat. So in Markus 7 is daar 'n hele lang lys van die slegte of negatiewe gedagtes of emosies dan nou. Dit gaan oor jaloesie, ongeduld, woede, wraak, diefstal, moord, onsedelikheid. Dit gaan oor 'n negatiewe gedagtegang wat in jou is, waar Jesus sê, luister maar, daai goed haal ek uit jou uit. Dit wil ek nie vir jou hê nie. En dit maak sin binne in dit, dat dit ook dan, van die mense skryf saam, binne in daai gedagtes en emosies en gevoelens, sluit iets soos angs of depressie of daai vrees wat ons ook beleef in vandag se samelewing, is ook deel daarvan. Jesus sê, luister, daai goed het nie hou vas op jou nie, gaan uit jou uit. So,
dis die twee kante van die geestelike genesing wat Jesus aanspreek. En hy sê, luister, daai goed maak ek van jou, ek bevry dit van jou af, ek vat dit van jou af weg, dit hoef nie deel van jou te wees nie. So dis een storie van die eerste kategorie van genesing, geestelike genesing wat plaasvind. So ons gaan nou kom by hoe ons nou daaroor moet dink, wat ons daarmee moet maak, maar kom ons vat net eers hierdie storie en dan gaan ons na die volgende een toe daarna. Julle kan julle Bybels oopmaak by Markus 1 vers 40, dan gaan ons die volgende storie lees en dan is daar ook in Markus 7 'n verdere deel wat ons gaan lees. So Jesus en sy disippels is weer besig, dan gaan die storie aan. 'n melaatse man kom toe na Jesus en terwyl hy neerkniel, smeek hy vir Jesus en sê, as u wil, kan u my rein maak, kan u my gesond maak, is die ander vertaling. En Jesus het hierdie ou innig jammer gekry, sy hand uitgesteek, hom aangeraak en vir hom gesê, ek wil word rein, word gesond. Sorg dat jy vir niemand iets hiervan vertel nie, maar gaan wys jouself vir die priester en bring die offer wat vir jou reiniging wat Moses voorgeskryf het as bewys vir hulle. En toe het die man weggegaan en hy het begin om dit wydensyd te vertel en vir almal te gaan sê. Ek bedoel, dat iets ongeloofliks gebeur, hierdie ou borrel oor, hy kan nie wag om dit vir ander mense te vertel en te wys nie. Die gevolg was toe nou dat Jesus nie openlik in die dorp kon ingaan nie, maar buite in verlate plekke gebly het. En steeds het mense van oral afgekom om by hom te bly. So ons sien hierso, hierdie melaatse man het 'n fisiese genesing beleef. Nou, soos wat ek nou vir die kinders vinnig verduidelik het, melaatsheid is daai velsiekte wat ons almal van weet, wat in daai tyd eintlik maar ongeneesbaar was. En toe ek nou gaan sien waar dit regtig gaan, toe besef ek, dit was nogal rof geweest, want nie net slaan dit nou uit op jou vel nie, dit gaan naderhand in en dit tas dan jou senuwee aan. En dan is die volgende ding wat gebeur, jou senuwees raak lam en dan raak jy ook verlam, en wanneer jy daar kom, is dit eintlik verby en te laat, want die volgende ding wat oorbly is, jy gaan dood. So dit was nie net 'n jekkerige vel of so iets gewees nie, dit was 'n taamlike ernstige ding gewees wat mense beleef het. Dit het groot skade gemaak. En die ander ding is, dit was ook hoogs aansteekbaar. So, dit was fisies so gewees dat as daar nou die stad of die dorpie was en daar was stadsmure, dan het die melaatse mense wat siek was, het buite die stadsmuur gebly. Hulle mag nie in die stad self gekom het nie. Hulle was te bang die mense steek aan en dan is daar 'n groot vlaag mense wat dan sou gesterf het. Nou ek weet nie of julle dit bekend klink vir julle nie. COVID was so half ietsie van dit gewees daai tyd. Dit is basies dieselfde omstandighede wat as ons dink aan die melaatsheid, dit is hoe dit was vir daai mense. So jy kan net ook dink hoe eensaam en verlate daai mense was en hoe afgesonder hulle was buite die samelewing. En die ander ding is, melaatsheid het gemaak dat die mense onrein verklaar was. So hulle kon nie saam met ander gelowiges in die sinagoge of by die tempel wees om ook te aanbid nie. So nie net is hulle dan as gevolg van 'n siekte eenkant gesit buite die samelewing met mense nie, maar hulle was ook eintlik buite eenkant gesit weg van God af. Dit is hoe die mense daai tyd daaroor gedink het. So dit was 'n moeilike posisie waarin hierdie ou was. Dit was nie net nog 'n siekte dingetjie wat nou moet reggemaak word nie. Daar's 'n klomp goed saam met dit gekom. En sy woorde het my net getref wat hy gesê het. Hy gaan toe en hy smeek, hy's op sy knie, hy kniel voor Jesus. Eerstens, hy vat 'n massiewe kans om daar te wees. Ek bedoel, hy hoort eintlik glad nie daar nie, maar hy vat die kans en dan gaan vra hy vir Jesus, as u wil, kan u my rein, kan u my gesond maak. As u wil. En dit het my onmiddellik herinner aan daai woorde wat ons in die eerste week gelees het toe ons gepraat het oor Jesus se gebedsworsteling. Jesus het voor God gepleit. Hy het vir God gevra net voor hy nou gekruisig gaan word. Sê vir die Here, Here, U is in beheer. Hy sê, neem die beker van my af weg, maar nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. En in dit besef ek net weer eens, God is die een wat in beheer is. Selfs oor siekte, fisiese genesing, daar is God ook beheer. Dis nie ek nie, dis nie jy nie, dis nie 'n dokter of 'n suster of 'n hospitaal of 'n instansie of 'n kliniek nie. God is die een wat in beheer is. Dit is waarop dit neerkom. Dit is wat ons uit hierdie storie uit hoor. Want selfs Jesus het onder God se gesag gaan sê, maar luister, as dit U wil is, doen dit, maar nie my wil nie. So God kan en hy sal soos wat hy wil genees. Fisiese genesing nou. En ons sien dan dat in dit gebeur iets ongelooflik, waar Jesus vir hom sê, Jesus het hom jammer gekry en hy het hom eintlik lief gehad, en Jesus sê dan vir hom, ek wil word
gereinig, word gesond. En dis so half die basis van dit wat dit van op neerkom is, God se hart is dat hy wil hê dat ons genees word. Hy wil die beste vir ons hê, hy wil hê ons moet lewe hê, en ons moet nie deur 'n moeilike lewe gaan nie. Maar op die einde van die dag bly dit God se wil en nie ons wil nie. En dis nogal vir my 'n belangrike ding om te verstaan, want ons kan na God toe gaan, ons kan hom vra. Ons moet na God toe gaan, ons moet hom vra. Ons moet hom vertrou. Veral wanneer dit gaan oor genesing. Ons kan vir hom gaan smeek en vra, asseblief maak ons gesond, asseblief maak ons gesond. Jy kan dit soveel keer as wat jy wil, want dit is, doen wat jy wil, dit is wat God wil hê. Maar, want dit is net, dis wat die melaatse man gedoen het, dis wat Jesus ook gedoen het. Maar, die punt bly, dit is God se wil of dit gebeur, of nie. Dit is nie ons wil wat die kernding wees nie, dit moet God se wil wees. Hy besluit, hy is in beheer, en ons moet besef, ons val by God in, en wat sy wil is. Ons kan nie net wil hê wat ons wil is nie. Dit is wat hierdie storie vir ons leer oor fisiese genesing. Die volgende ding is in Markus 7, wat ook oor fisiese genesing gaan. So julle kan Markus 7 oopmaak as julle wil, hoofstuk 31. Daar so staan, Jesus het weer uit die gebied van Tyrus vertrek en deur Sidon na die see van Galilea gegaan, deur die gebied van die Decapolis. In daai tyd bring hulle toe vir Jesus 'n man wat doof was en met iemand wat 'n spraakgebrek gehad het, en hulle smeek hom om die hande op hierdie man te lê, om vir hom te bid, om vir hom gesond te maak. Nadat Jesus die man gevat het, hom eenkant geneem het, weg van die skare af, is dit baie interessant wat Jesus gedoen het. Hy het sy vingers in die man se ore gedruk, hy het gespoeg en aan sy tong aangeraak. So basies, hy het in sy mond gespoeg. Nadat hy na die hemel gekyk het, Jesus nou, sug hy en hy sê, Ephata, wat beteken, gaan oop. En dadelik is die man se ore geopen, die band is van sy tong losgemaak en hy kon normaal gepraat het. Weereens doen Jesus dieselfde, moet vir niemand gaan vertel nie, maar hoe meer hy hulle beveel het, het hy dit gaan uitpasyn. Hulle was uitermate verwonderd en het gesê, hy het alles goed gedoen. Selfs dowes laat hy hoor en stommes laat hy praat. Nou oké. Ek weet nie hoe onlangs julle daai metode gevolg het om iemand gesond te maak nie, vingers in die ore of spoeg in iemand se mond. Ek weet nie of dit werk nie, ek persoonlik het nog nie dit gedoen nie. Maar dit was vir my nogal 'n bietjie grous geweest. En toe weet ek, okay, dit is 'n bietjie iets waarna ek moet gaan kyk, want hier lê natuurlik ietsie agter wat ons moet verstaan van hoe goed werk. En daar het twee goed vir my uitgestaan toe ek nog gaan oplees het oor waaroor dit gaan. Hierdie vreemde metode beeld iets uit van die nabyheid wat daar is in die verhouding tussen Jesus en daai man in daai oomblik. So, jy kan nie 'n vinger in iemand anders so oordruk as hulle ver van jou af is nie. Hulle was by mekaar gewees. Dit dui iets aan van daai intimiteit wat daar is, wat maak dat ons iets van die impak van genesing kan beleef. Dit gaan oor tyd met God hê, tyd met God maak, want daarin lê die genesende krag. Die intieme verhouding met God. 'n verdere verduideliking wat nou gegaan het oor die spoegdeel, waar hy nou in die man se mond gespoeg het, dit was my baie interessant geweest, maar die verduideliking daarvan was baie soos wat 'n kind sou geval het, en hulle maak dit knie seer op die teerpad. Ek weet, ek is baie daardeur geweest, my knie is taamlik rou nog steeds, my ouers sou net gespoeg gevat het en dit opgesmeer het, en dit was die beste medisyne vir my geweest, want toe voel ek invincible. Ek het weer op die fiets geklim, ek het verder gery. Okay? Ek het gedink, ek is heeltemal reg, hier gaan ek. En iets van dit gebeur, Jesus dra daai selfde ding oor na die man toe. Maar meer as dit, hy vat dit wat vanuit God se mond uitkom, wat na ons toe gegee is wat vir ons genesing bring. So, die fisiese genesing lê ook daarin, behalwe vir die intieme verhouding, lê dit ook daarin om dit wat God se woord sê, die instruksies, sy bepalings, sy liefdesverhaal, hoe meer ons dit inneem, binne in dit lê daarso genesende krag. En dit is waar hierdie fisiese genesing dan ook gaan. Dat dit is vanuit die woord kry ons ook daai genesing. Nou 'n ander ding wat vir my opgekom het toe ek nog gedink het oor wat hier presies gebeur, is ongelukkig die teenoorgestelde van wat ons in vandag se samelewing baie keer beleef. Jesus het die man eenkant gevat, hy het hom weggevat vanuit die skare. Hy het hom gevat daar waar dit net hy en die man was. En toe het hy vir hom gebid
En hy het nie 'n groot show daarvan gemaak. Hy het net vir hom gebid en daarso het die man se oë, sy tong het los geknoop en sy oor het oopgegaan en toe is die man gesond. Wat ons baie keer vandag val op die baie TV of YouTube kerke of ander kerke, dit is 'n taamlike boei. Daar word hande opgelê, daar word groot geskree, groot woorde gepraat, klomp tekste word uitgereik en gesê en daar word hande opgelê en as die persoon nie omval nie, dan is hulle nie genees nie. En dis glad nie wat ek sien hierso gebeur nie. Wat hier gebeur is, Jesus is eenvoudig besig om God se krag te laat wys en nie die mense krag te laat wys nie. Want dit is nie 'n show nie, dis nie 'n gimmick, dis nie 'n toertjie wat hy doen wanneer hy iemand genees nie. Dis 'n uitbeelding van God se krag, van God se liefde, van God se teenwoordigheid in mense se lewens. So wanneer ek dink oor fisiese genesing, besef ek dan net weer eens dat God is die een wat in beheer is. Ons kan hom vra vir genesing, ons kan na hom toe gaan vir wat ons van hom verwag, wat ons van hom vertrou, dat hy vir ons gaan gesond maak. Maar om 'n groot show daarvan te maak is nie noodwendig wat gaan gebeur nie. God is in beheer, hy gaan doen wat hy gaan doen en dit is die show op sigself. Nou die laaste storie of laaste kategorie wat die storie praat oor die natuur wonderwerke is in Markus 4 vers 35. Ek lees hom net daarso vir ons. Op daardie dag, toe dit aand geword het, sê Jesus vir sy disippels, kom ons gaan na die oorkant toe. En hulle het toe almal die skare agtergelaat en saam gegaan, aangesien hy daar in die boot was, en daar was ook ander mense in ander bote rondom hulle gewees. In daai oomblik is daar 'n ewige stormwind wat opgekom het. Die golwe het die boot geslaan, sodat die boot reeds vol water begin word het. Waar was Jesus? Hy self was agter op die boot en hy lê op 'n kussing en hy slaap. Baie rustig. Hulle maak toe met die disippels gaan hom toe en hulle maak hom wakker en sê: "Meester, gee U dan nie vir ons om dat ons gaan vergaan nie?" Hulle sê: "Wat doen jy? Hoekom help jy ons nie?" Jesus staan op, hy bestraf die wind, hy sê vir die see: "Wees stil, bedaar." Die wind gaan lê en daar het 'n groot kalmte gekom. En toe is Jesus besig om hulle 'n bietjie uit te daag. Hy vra vir hulle: "Waarom is julle bang? Het julle nog steeds nie geloof nie?" Hulle is met diep ontzag vervul en het vir mekaar gesê: "Wie is hy tog dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?" Is 'n baie bekende teks en ek gaan nie lank daarby stil staan nie, maar waarop dit neerkom vir my is die basiese goed van elke persoon gaan deur storms in jou lewe. Dis nie noodwendig wind wat waai nie, dis nie noodwendig water wat teen jou staan nie, maar metaforiese storms is daarso. Ek praat van goed soos siekte of dood, kanker, ek praat van goed soos alleenheid of oud word, ek praat van kinders wat ver is, ek praat van finansiële stres, ek praat van egskeiding, ontroue, huweliksmaats, van alleenheid, ons praat van werkloosheid, ons praat van die angs oor wat die toekoms inhou. Dis alles metaforiese storms wat in ons lewe is en jy kan verseker die lys nog aanvul met wat in jou lewe op hierdie oomblik aan die gang is. Almal gaan deur een of ander tyd in jou lewe deur 'n storm. Dit beteken nie dat as jy 'n kind van God is of 'n disipel is van God, dat jy nie deur die storm gaan nie. Onthou net, die disippels was saam met Jesus in die bootjie gewees toe hulle deur die storm gaan. Sy volgers gaan saam met hom deur die storm. En ek dink toe, okay, dan moet ons eerder nie die vraag vra of by stil staan, hoekom gebeur dit met my nie, of hoekom gebeur daar slegte goed met goeie mense nie. Mense gaan val ons baie vinnig vas in daai mindset en kry jouself jammer, dis nog steeds so sleg, ek gaan nog steeds deur hierdie moeilike goed, dit gaan nie beter nie, nooit beter nie. Ons val maklik in dit vas. Wat ek sal sê is eerder, kom ons kyk na opsie 2, hoe hanteer ek hierdie storm waarin ek tans is? En ek dink toe, okay, maar die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet dit doen soos wat die disippels dit gedoen het. Hulle was op die boot, en al was hulle het gedink, Jesus het hulle taamlik gedrop, want hy is net nie meer daar nie, hy lê in slaap op 'n kussing. Hulle gaan na Jesus toe, en hulle vra vir hom, luister, gee ons leiding, gee ons help, asseblief, ons wil nie vergaan nie. En in daai oomblik gebeur daar so daai wonderwerk, en die feit dat hulle na hom toe gegaan het daar 'n wonderwerk gebeur. En ek het toe weer gaan kyk na wat is dit wat gebeur, want in hierdie oomblik toe Jesus gesê het, wees stil, bedaar, in daai oomblik het die disippels se harte verander. Daar het iets in hulle houding gebeur wat nie dieselfde was as voor die tyd toe hulle nog in vrees was van die storm nie. En dan gaan kyk toe na die twee woorde wat die bang wees of die vrees van hulle beskryf het. Die eerste ene is
Deiloi is daai Griekse lettertjies, en dit word met vrees vertaal. Maar die verduideliking van die woord is, dis 'n lafhartigheid, dit is 'n bang, dis 'n angs, dis 'n weghardloop, dis 'n vrees dat jou lewe gaan eindig, dit is 'n ongelowige manier van kyk na die lewe. Eintlik, as ons dit in opsomming kan sê, is dit is 'n selfsugtige manier om te dink oor die lewe, want jy dink aan jouself en jouself wat gaan vergaan. Dit is hoe hulle ingesteldheid was oor die omstandighede waarin hulle is. En toe hulle hierdie wonderwerk beleef, toe verander daai woordjie van vrees, in die vertaling wat ons nou gelees het, gaan dit oor, hulle het ontzag begin kry. Dis dieselfde woord, phobon, wat ook met vrees vertaal word. Maar die verduideliking daarvan is, hulle het respek vir Jesus, vir God. Hulle is in verwondering vir wat God doen. Hulle het 'n eerbetoning aan iemand, aan Jesus. Hulle het ontzag. Hulle vrees is nie dat hulle lewe gaan vergaan nie. Hulle vrees is vir God en wat God gaan en kan doen. En ek vat toe hierdie twee woorde en ek lees toe net verder en ek sien toe hierna volg dan die challenge wat Jesus vir die disippels gee. Hy vra vir hulle basies, sit julle vas in die wêreldse koninkryk of sit julle vas saam met God se koninkryk? Want hy sê vir hulle, hoekom is julle nog bang? Hoekom glo julle nie? Want waar jy bang is, kyk jy vas in die storms en die golwe wat rondom jou is. Waar jy bang is, spartel jy op jou eie, jy probeer die goed uitsorteer, uit jou eie mag uit probeer die goed te doen. Waar jy bang is, probeer jy in beheer wees en jy wil 'n grip hê op wat aan die gang is. Jesus sê, hoekom is julle bang? Hoekom doen julle dit? Hoekom wil jy self beheer hê, spartel, in jou eie storms vaskyk? Hy sê vir hulle, hoekom het jy nie geloof in my nie? Hoekom glo jy nie dat God iets kan doen nie? Want wanneer jy glo en geloof het in die Here, dan kyk jy na God in die storms. Jy mis die storms, jy kyk na God. Jy vertrou die Here en jy gee oor aan hom. Jy wil nie dit in jou eie hande hê nie. Jy besef eintlik, God is die een wat in beheer is. Dit is waar hierdie hele ding gaan. En dis die challenge wat Jesus dan nou vir hulle gegee het, dat in die omstandighede, waarmee is jy besig? So dis die 3 tekste wat ek nou gaan kyk het, om my te help om te verstaan, hoe werk wonderwerke en hoe dink ons oor genesing. En die eerste ding wat my bly vassteek in al hierdie storielyne, en julle kan in die ander tekste ook dit gaan sien. Die punt is, God is in beheer. Dit verander nie, dit gaan nie weg nie, God is die een wat in beheer is. Nie mense nie, nie ek nie, nie 'n instelling nie, nie 'n werk nie, nie die kerk nie, niemand anders as God is in beheer nie. En dis die eerste ding wat ons moet besef as ons dink oor genesing of wonderwerke, die bonatuurlike krag van wie God is. God is die een wat in beheer is. Maar hoe leef ons met dit vandag hierso in 2024? Die eerste ding is, as ons besef en weet God is in beheer, dan kan ons nie anders as aan hom toe te gaan vir leiding, om hom te vra dat hy iets sal doen wanneer ons in storms is of wanneer ons 'n genesing wonderwerk benodig nie. Want dis 'n groot voorreg as ons mense is wat met God 'n pad stap. Want God is in beheer. Hy kan vir jou die goed verander wat rondom jou aan die gang is. Dit is wat in die studies uitgeleer het. Ons moet soos die melaatse man, soos die doofstom man, soos die disippels, soos wat Jesus ook gemaak het, moet ons na God toe gaan en ons moet vir hom vra vir leiding. Wat is dit wat hy wil hê? Hoe wil hy maak? Wat gaan hy doen? Die vrese wat ons het, die wêreld waarin ons is, wat rondom ons gebeur, is nie wat ons moet vaskyk nie. Die omstandighede hoef jy nie onder te kry nie. Eerder wat ons sê, die omstandighede is daar, maar wat is dit wat God doen? Kom ek gaan na hom toe, want hy is die een wat alles in sy hande het. En wanneer ons na hom toe gaan, dan beleef ons die wonderwerk. Die disippels sou nie die wonderwerk beleef het, as hulle oorboord gespring het en self probeer swem het om weg uit die storm uit te kom het nie. Hulle het net die wonderwerk beleef, omdat hulle na Jesus toe gegaan het. Die doofstom man dieselfde, die melaatse man dieselfde, hulle het na Jesus toe gegaan, en daarom beleef hulle die wonderwerk. As ons nie na God toe gaan nie, dan is die kans dat ons nie die wonderwerk gaan beleef nie. Want dit is saam met God waar die wonderwerk gebeur. Die tweede ding is dat God wil en God kan genees. God mag ook egter anders te besluit. En dit is vir my die heel belangrikste ding wat ons moet verstaan, dat ons kan nie die vraag vra, het God dit regtig gedoen, is dit nie net 'n mooi storie nie.
Ons kan eerder vra, waarmee is God besig? Wat doen God nou? Want as ons gaan vasvang met, maar ons het gebid vir daai persoon en hulle het nie gesond geword nie. So God kan dan nie genees nie. Dan gaan ons dit mis wat God wel besig is om te doen. En julle kan almal nou sê, ja Ferry, dis hard en dit is rowwe woorde, maar uit hierdie tekste en uit my persoonlike ervaring is dit wat ek leer by die Here. Hy kan genees en hy wil genees. Maar soms wil hy iets anders te doen. En ons moet leer dat dit anderste is as ons by God inval. Dan is dit nie wat ek wil nie, dis wat God wil. En dan is ek okay as hy iets anders te doen. Want hy is God, nie ek nie. En dis vir my 'n groot ding wat ons net in hierdie tekste leer. God wil, God kan genees. Dit gaan nooit verander nie. Maar God mag iets anders besluit. En dit is okay, wanneer hy iets anders te besluit. Die laaste ding wat ek uit hierdie tekste uitgeleer het, is dat ons moet wel bewus wees van wanneer God kleiner wonderwerke doen rondom ons. Ons kan baie maklik goed beredeneer of intellektueel dink daaroor en sê, nee maar, dit is nou toeval gewees, of hierdie persoon het dit gedoen en nou het hierdie uitgewerk. Fair enough, daar is seker waarde daarin, maar ons moet probeer om nie so sinies na die lewe te kyk nie en eerder te gaan, kom ons gee eer aan God wanneer goed gebeur in ons lewens. Of dit vir jou goed of sleg is, ons weet nie hoe lyk die wonderwerk in sy hele glorie wanneer dit gebeur nie. Maar wat ons wel kan sê is, God is die een wat besig is, wat in beheer is. Hy doen goed, so waarmee is hy besig? En dan eer ons hom vir dit wat gebeur in ons lewens. Dis die 3 hoofgoed wat ek geleer het uit hierdie verhaal, wat vir my nogal saamgevat het, hoe ons vandag kan dink oor die bonatuurlike, die genesing en die wonderwerk wat God kan doen, wat hy wil doen. En ek glo dit gebeur nog steeds vandag. Ek glo dit gebeur op maniere wat ons nie noodwendig verstaan nie, of dit lyk nie vir ons so nie, maar dit beteken nie dit gebeur nie. Want God wil en God kan, hy kan ook besluit wat hy wil doen. Soos wat hy wil, sal hy dit doen. En dis okay. Daarmee moet ons in ons harte op 'n manier begin vrede maak en verstaan, dis God wat in beheer is, dis nie ons nie. Kom ons bid saam mekaar en ons sê vir die Here dankie vir dit wat hy vir ons leer ook. Vader, ons prys U dat ons hierdie ongelooflike stories kan leer vanuit die woord oor hoe U dink oor ons, oor hoe U dink oor die samelewing, oor die wêreld en wat U ook kan doen. Here, ons prys U daarvoor dat ons weet U wil en U kan. En Here, ons prys U ook daarvoor dat U soms anders wil as wat ons wil. En ek vra Vader dat U vir ons uit hierdie tekste uit sal herinner dat U die een is wat in beheer is en dat ons dan, soos wat die melaatse man gesê het en soos wat Jesus gesê het, Here, U kan ons genees, U kan 'n wonderwerk vir ons doen, U kan die storms wegvat, maar Here, U wil, nie my wil nie. En ek vra regtig dat U vir ons almal sal help binne in dit, dat ons in ons harte en in ons koppe daai verandering kan maak. Dat ons in volheid U kan volg en saam met U deur die storms gaan. Met die wete U is in beheer. Al lyk die goed wat uitspeel nie vir ons soos 'n wonderwerk of soos genesing nie, U is besig. U het alles in U hand. Dankie Here dat ons dit net weer vandag kan besef, kan leer ken en dat U dit vir ons gee om ook hierdie res van hierdie week te gaan ingaan mee. Amen. Kom ons staan en ons sing hoe groot ons God is.
Mag God se genade, sy goedheid en teenwoordigheid in jou lewe wees en mag jy sy herstel, genesende krag van wonderwerke beleef waar jy is en met wie jy daar is. Amen.